Die podcast. Goeienaand luisteraars, baie welkom by ons heel eerste. Baie welkom dames en here, ons is vandag by episode 10 van die Harry and Joe Experience. Double digits, uiteindelik. En ons het 'n baie spesiale gas vandag. Al die pad van Orania sit 'n prins hierso reg langs ons. Ons gaan gou 'n zoom in doen. Dit is hoe hy nie 'n paar maande terug gelyk het nie, maar hy lyk wel nou so. Hy het baie lang hare gehad wat dit eintlik baie soos Prince Charming Ja, hy het gemaak het. majestic gelyk. Ons sal dalk kyk of ons 'n foto dalk stuur hy later vir ons 'n foto, dan sit hy dit vir ons op. Dan ja, dit sal lekker wees om dit ook weer te sien. Want jy lyk baie anders, ons herken jou amper nie. Dankie. Maar ja, vandag gesels ons met iemand wie se storie onlosmaaklik deel is van Orania se geskiedenis. Willem is daar grootgemaak van laerskool tot hoërskool en het later by akademia toe nou gaan studeer en studeer tans ook nou huidiglik. Sy pa is Karel 4 Boshoff, vir die wat nie verstaan nie, elke Karel kry 'n nommer langs hulle naam afhangende wat se Karel jy is. As jou pa Karel. As jou pa Karel was en hy's nou nommer 4, sy pa, en sy ma Anja Boshoff. Hooplik kyk hulle ook hierdie, en sy oupa was een van die stigterslede van Orania. Maar Willem is nie net deel van die geskiedenis nie, hy leef ook 'n gewone moderne jong mens lewe. Hy speel skaak en tennis in sy vrye tyd, maak hy video's en hy skryf sy eie skrips waar jy dit dan nou self afneem as 'n hobby, né? Ja. Okay, dis baie cool, ons wil 'n bietjie van dit ook hoor. Vandag praat ons eerlik oor hoe dit regtig in Orania is en hoe dit is daar is om groot te word. Hierdie is nou uit en uit jou eerstehands iemand wat dit beleef het, wat die ware storie van dit kan vertel. Die mites, die realiteit en die mense agter die storie. En dis hoekom ons vandag hier is. Ons wil 'n bietjie vir die mense daar buite ook sê, luister, hierdie is werklik hoe Orania is. Hierdie hoe is dit ervaar word en dat daar nie al hierdie ek en Herman praat ook nou dag. Daar's soveel mense wat op die sosiale media praat en dis net eenvoudig hulle weet niks van iets nie, maar tog dan kry ons die mense in wat van ietsie weet en dis hoekom ons vandag Willem het. So baie welkom Willem. Baie dankie dat julle my hier het. Ja, nee, 100%. Maar vertel ons bietjie van jouself, van jou of ek wil amper sê groot word jare, hoekom het jy op akademia besluit op die ou end? Waar jy begin as 'n baba. As 'n baba, ek dink ek was in Bloemfontein gebore. Okay. Maar my ouers het reeds in Orania gewoon en ek dink Okay. ek's die volgende dag al Orania toe. Okay, so dis Ja, jy's in hulle het nie gewag nie. Nee, so jy's in Bloemfontein gebore want daar's nie 'n hospitaal in Orania. nie toe gewees nie, ja. Yes. Okay. Maar daar is nou. Ja. Ja, wel, nou nog nie 'n geregistreerde hospitaal gebou nie, maar It's mediese. getting there. Ja. Netjies. Okay. Maar ja, gaan. Nou ja, ek het groot geword in Orania. Ek was by die volksskool vir my hele skoolloopbaan. Daar's 2 skole in Orania wat albei van kleuterskool tot matriek handhaaf. So mens kies maar watter kant toe mens gaan. Ek was toe nou by die volksskool oor my ma ook daar onderwyser is. So Ja. is nou maar 'n bietjie. Is dit die CVO skool? Nee, is dit nie? die volksskool. Is Die dit die CVO skool is die ander een, ja. Okay, okay. Ja, toe ek nou klaar maak met matriek, sê ek akademia toe. Akademia was my enigste opsie alwaar ek aansoek gedoen het, want ek wil baie graag, soos ek groot geword het, ook in Afrikaans kan studeer. Want taal en kultuur is vir my baie belangrik. Ja, nee, 100%. Maar net so vinnig, wat was jou ervaring om net daar groot te word? Ek dink dis 'n goeie plek om te Ja, begin. net soos jy weet, ek het in Centurion Algemeen, groot ja. geword, hierso Joe, Ek het in Pretoria Pretoria. selfde. So vir ons is daar 'n bepaalde norm. Ek sal Ja. actually net wil weet, is ons norm dieselfde ding? Ek twyfel. Dit was my vrek lekker om al groot te word. Ons Okay. het omtrent heeldag buite gespeel, kan lekker rondloop in die strate toe ek nou 'n bietjie ouer is, want ek by 'n vriend oorgeslaap en dan sal ons 2 uur 3 uur die oggend nog deur die strate stap en net So. Wat jy kan. ja. Ja. Dis veilig. Ons kan ook, ons gaan net in die hospitaal beland daarna. Nee, iemand anders gaan in die hospitaal. Wat sou dink? Okay. Okay, Harry. Maar ja, dit was baie lekker. Dis teen aan die Oranje rivier, so ek het baie naweke spandeer daar, so lekker geswem. Ja. Ja, dis Dis 'n ander tipe lewe. naaste ding wat ons het is die Henopsrivier. Ja. Nie 'n plek waarin jy kan swem Ja. nie, of jy kan, maar ek sal dit rarig Die nie. mense wat daar swem kom nie lewendig weer uit nie. So. Maar wat was jou eerste herinnering al waarin jy kan dink waar jy besef het Orania is eintlik anders as ander plekke?
toe my neefies van Engeland die eerste keer by ons kom kuier. En hulle was baie verbaas oor ons fietsraam waar ons fietsse staan op die sypaadjie is. Okay. Hulle kon dit nie begryp nie. En wat bedoel jy daarmee? Wel by hulle sal hulle fietsse van die sypaadjie af gesteel word. Okay. Super fair. Maar toevallig daai selfde fietsloods is toe afgeneem en in 'n pamflet gesit en toe 'n week later is een van ons fietsse kom steel. Maar Deur iemand in En Oranje Oranje. of dink jy dit was 'n outside job? ek dink dit was 'n outside. Nee, dis ou wat vir die EFF gestem het. Ja, maar julle het 'n probleem daar, daai een. Ja. Wel, met die vorige verkiesing was dit 2 ouens. Ek weet nie hoekom die een so opwindend is nie. Ek dink die ander ou dalk verslaap of iets. Ja, maar dis actually nogal 'n interessante ding. Ons sal nou ook bietjie half dieper daarin raak, maar wat is die gevoel, kom ons sê in die dorp na die verkiesing waar almal het basies vir een party gestem en daar's jy sien die syfers sê daar's 2 ouens. En julle het tipies daai klein dorpies in Ja, Ja. almal ken almal, jy weet so. Wat was die reaksie? Ag, ek was nou nie daar nie. Dit was tydens my eerste jaar, so ek het nou maar die memes gesien en als, maar sover ek weet, kyk, ons kan nou nie weet wie het gestem, Ja, want dis nou anoniem, maar daar's baie plase in die omtrek om Orania en dan's daar baie mense van die plase ook wat inkom om te stem. Okay. So ek het al mense gehoor wat dink dis iemand wat van die plase afkom stem met vir die EFF. Dit kan ook iemand in Orania wees, ek sal nou nie eens weet nie. Ek dink iemand het dit net vir 'n joke gedoen. Ek dink jy sou dit nie teen. Nee, dis net vir die joke. My stem maak saak. Ek gaan hom nie mors Fair nie. enough, Durf fair jy. Ja, maar ja, dit moes jy seker een van die snaakste goed ooit gewees het. Ja. Jy weet, want almal het hierdie eenderse ideologie van hoe mens dink, mens doen, politiek en alles. En dan so daai een ou. Ek onthou toe ek die poll gesien het en alles is wat 5+ of wat en daar sê EFF. Ja. Soos Nee. 1 2. Maar dit bring eintlik my by die volgende vraag. Wat doen julle in Orania as tieners vir lekker? Is dit 'n eenvoudige plek wat jy, soos jy stap in die ander rond, of is dit actually goed om te doen? Nee, daar's lekker goed om te doen. As jy nou praat van tiener ouderdom, sal ek nou nie die kroe noem nie, maar gaan swem in die rivier. Ek het baie by my vriend gaan kuier, dan sou ons by sy huis onsself besig hou of fietsry ergens heen of by my huis nonsens aanjaag en so aan so. So is eintlik 'n regte klein dorpie tipe. Herinner my bietjie aan Kwaggaberg, jy weet van Trompie, Topsy Smith se boeke. Ja. Ek kry werklik daai gevoel. Daar's nou nie baie plekke waar jy heen gaan om goed te gaan doen nie. Jy Ja. gaan nou nie na 'n bowling alley toe of iets Okay, gaan nie, maar Okay. jy kan baie doen. Jy kan altyd iets vind om jouself besig te hou. Okay, dis goed. 'n vraag wat ek wel daarop het, is daar goeie wifi? Is daar goeie opvangs as jy wil TV kyk? Is daar goeie nee, maar ek dink dis 'n valid vraag. Onthou, dit is fair. dis 'n ver plek. My oupa wat in 'n dorpie bly het nie eens goeie wifi nie. Daar's nie fiber en sulke tipe goed nie. Ek weet nie, dis Ja, nee, daar's goeie wifi, daar is 'n fiber aanleg. dis great. Ons kry nou nie 5G nie, ons is nog op 4G, Okay, maar ja, maar Dis dis ons is hier ook nog op Nee, ons is op 4G. 5G. Is dit? Ja, as jy jou foon net kan vat. Maar ja. ja, nee, so dis ons kan alles doen wat ons wil doen. Okay, nee, maar Okay. dis great. Jy het nou net gesê jy het baie buite gespeel. Mm. Wat sin maak, want ek dink 'n mens kan, Ja. jy weet. Maar is daar al vir hierdie gevoel in die dorpie dat tegnologie nie onnodig is nie, maar dat tegnologie ten minste op 'n jong ouderdom amper nie, jy weet, in 'n sin vermy word. Jy weet, soos dat jy nie nou die hele dag binne is en TV kyk nie. Het elke huis 'n TV of jy weet. So daarop kan ek nou nie antwoord, maar ek neem aan meeste mense het. Ek wens die tegnologie was beperk soos jy nou sê, maar dis nou maar net oor die tyd wat ek groot geword het, was dit nou nog nie so beskikbaar nie. Maar ja, daar mense sien dikwels as jy deur die dorp ry, daar's kinders wat langs die strate stap ergens heen, maar ek seker as jy ook by genoeg deure gaan klop, dan gaan daar kinders in die sitkamer sit en Ek dink vandag se probleem is ons word toegemaak deur mure. So vir as jy in 'n klein erf is of so, dan speel jou kinders nou dan nie meer. Ja. Ek sal my kinders byvoorbeeld nou nie tegnologie aan blootstel tot 'n sekere ouderdom Ja. nie, maar ek dink vir 'n ma of pa wat baie min by die huis is of en so, daar's nie plek om iets in die tuin te gaan doen nie, want alles word net hierdie industriële goed.
word daai kultuur nog wel uitgefaseer. En ek dink dis waar julle dalk 'n bietjie voordeel het om kinders nog op die goeie tradisionele manier te kan groei. Ja, ek bedoel, ek dink in ons ouers tyd was dit 'n geval van jou ma met jou van buite af binne toe trek as dit soos etenstyd is. Nou moet jou ma jou buitentoe trek. So, kom ons gaan 'n bietjie oor na Orania self. Wat weet jy is die prentjie en idee wat almal daar buite skep oor Orania, wat nie Orania is nie. Maar soos as jy 'n volledige antwoord vir kan gee, as jy vir ons bietjie kan vertel, dat ons jou kan los dat jy bietjie daar kan gesels. Okay, ja, so die persepsie rondom Orania, buite Orania, as ek reg verstaan is dit wat jy vra. Ja, presies dit. Ek dink daar was nogal 'n skuif oor die afgelope paar jaar. Paar jaar terug dan sou mens maar redelik oral dieselfde antwoorde hoor as mense van Orania praat dat dit 'n rassistiese plek is of whites only town. En mense hoor dit nou nog, mense hoor dit definitief nog steeds, maar daar is ook 'n positiewe wending gewees van met die hele sosiale media ontploffing, YouTube en goed, is daar baie onafhanklike joernaliste wat nie noodwendig 'n agenda dryf nie, wat Orania toe kom en kom sien wat daar gebeur en dan is dit baie makliker om die ware storie daar buite te kry. Mens sal nou selfs as jy op YouTube van die video's wat krities is teenoor Orania gaan opsoek, dan in die kommentaar sal jy mense sien wat sê nie, maar dis nou nie heeltemal hoe dit is nie. So ek dink mense sal allerhande tipe persepsies van Orania kry. Maar ek dink dit neig meer in die positiewe deesdae. Dis goed. Okay, maar soos dink jy mense wat 'n bepaalde persepsie oor Orania het, al maak nie saak of dit reg of verkeerd is, dink jy dis 'n plek wat mens moet besoek om te kyk hoe dit werklik is? Ja, ons sê altyd as mense nou met ons wil stry, kom kyk en vind self uit. Okay. Dan sien jy presies wat ons doen. Ons het niks om weg te steek nie. As jy kom kyk, dan sal jy sien wat gebeur en jy sal sien wat gedoen word en jy sal sien dat daar nie iets verkeerd gedoen word nie. Ja. Ons steek niks weg nie. Ons beleid is om te doen wat ons sê, practice what you preach. Maar as ek het ook nie verkeerd het nie, Nelson Mandela was destyds daar gewees, daar's 'n video wat ek al gesien het wat hy self gesê dis wonderlik, julle Zuma moet was ook voortgaan. daar so. En nee, Wat het hy daarvan gesê? Ja, want Nelson, sorry, ek moet net bylos, want Nelson Mandela het gesê julle moet voortgaan, dis great wat julle hier doen, hou aan daarmee. Ja. Nee, dis nou nogal interessant van watter kant af die kritiek kom. Okay. Ons het nou al ook van die swart volke in Suid-Afrika se royal families daar gehad wat kom kyk het, wat ook mos soortgelyke kulturele vestings het en wat baie positief met ons korrespondeer daaroor. Maar daar's nou onlangs Dr. Zamani Soul, wat die premier van die Noord-Kaap is, het namens hom en die ANC gesê dat wat ons doen in Orania grondwetlik verkeerd is of wat ook al. So dis nog interessant van watter kant af dit kom en watter kante mense ondersteuning kry. En wat het soos Herman vra Zuma daarvan gesê? Ja. Dit kan ek nou nie onthou nie. My ouer broer was seker nog in laerskool toe hy gekom het. Ek kan nou nie presies onthou nie, maar ek onthou hy het met sy helikopter gekom. Sjoe, het jy. Maar daar is 'n plek waar jy kan land in Orania. Ja, daar's 'n vliegveld. Ja, as 'n vliegveld dan sal ook 'n helipad by die gemeenskapsaal en een by die mediese sentrum. Nice. Jy selfbeskikking is nie dis volgens my nie 'n grondwetlike reg asof dit soos in die handves van regte staan, soos jy die reg op gelykheid, eiendom en 'n goeie naam, menswaardigheid ensovoorts nie, maar volgens my is artikel 235 van die grondwet maak juis voorsiening vir selfbeskikking. Dit moet die mense wat hulself of oor hulself wil beskik, moet net nog steeds voldoen aan die grondwet. Jy weet, dis wanneer mense oor hulself wil beskik, maar mense se regte
skend, jy weet, en teen die grondwet beweeg en so voort en so voort. So dit is vir my eintlik interessant dat hulle dit gesê het, maar in my opinie, as 'n persoon soos Nelson Mandela, destyds Nelson Mandela is dalk die grootste figuur in Suid-Afrikaanse geskiedenis. Jy weet, hy was oorsee 'n aktivis, mense het sy naam geken en die feit dat hy iets positief te sê gehad het oor Oranje maak, dit sê eintlik baie. Jy weet, want dit is nie asof jy sê hierdie is vir ons en vir niemand anders nie. Dis net 'n weer 'n selfbeskikking. Ons sal eintlik bietjie oor onsself heers, jy weet. Maar en dit lei eintlik in my volgende vraag in. Jy sê in julle beleid is dit dat julle eintlik tegemoetkomend is en julle nooi mense uit, kom kyk hoe dit is, kom sien self. Wat gebeur met mense wat in Oranje bly, wat eintlik daai reël amper breek, wat amper hostile is teenoor ander mense wat inkom en sovoorts en sovoorts. Kyk, daar is nogal 'n groot klomp Oraniërs wat nie hou van joernaliste nie. Want vir jare en al, dan kom joernaliste en hulle is heel vriendelik as hulle daar is en dan kom die program nou 'n paar weke later uit en dan is hulle vreeslik negatief. So baie mense se ingesteldheid teenoor joernaliste is nie positief nie. Baie mense wil dus nie praat met joernaliste nie, hulle sal sê nee, maar nie vir my vra nie. Ja, want dit is asof die joernaliste kom soek die moeilikheid. Ja. Maar as hulle die moeilikheid kry hulle meer views. Dan gee hulle op die einde van die dag nie dit oor wat hulle moet oor. Ja. Nou, so ja, daar's baie van die Oraniërs wat nie hou van joernaliste nie, maar dan kry jy nou weer ander mense wat bereid is om te praat, bereid is om te vertel oor wat ons doen. En ja, ek's nou nie seker waar ooit jy's enige aggressie was teenoor joernaliste nie. Ek onthou wel een keer wat die ouens by 'n kerkdiens wou kom afneem en die ledemate was nou nie ten gunste daarvan. Maar dit is vir my net so stupid. Ja, maar neem my nou by 'n kerk. Wat wil jy sien? Ja. Soos, en maar daar is nog wel 'n stigma rondom joernaliste, maar jy weet daar's 'n goed en 'n sleg van alles. Daar is joernaliste daar buite wat bereid is om 'n groep mense uit te byt, inligting bymekaar te maak en die sleg van daai inligting te publiseer, want dis hulle werk. Ja, maar dis vir die geld. Maar dan kry jy ook goeie joernaliste. Jy kry joernaliste wat werklik, soos jy gesê het, wat nie 'n spesifieke agenda dryf nie, wat aankom en hulle wil werklik net vir die mense wat nie in Oranje lewe nie, net wys hoe dit is. En daar's niks daarmee in my opinie. Ek dink ook nie so nie, maar wat is jou opinie dan van selfbeskikking? Hoe sien jy dit? Ek sien selfbeskikking as die vermoë om ons eie werk self te doen. Ons het so Oranias gekoop in 1991. Die dorp is gebou in die 60s vir die waterwese projek daar met die kanale van die Van der Kloofdam. Toe is die dorp nou na dit verlaat het, toe die projek nou afgehandel is en word toe oorgekoop in 91. En die idee is dat ons vestig in die Noord-Kaap, waar eintlik niemand omtrent wil bly nie. Dis 'n droë. Dit is daarom baie een van die grootste riviere. Ja, nee, daarom. Dis die grootste rivier in Suid-Afrika. Gariep is die grootste. Was dit reg. So ons het gegaan na 'n area waar ons 'n meerderheid kan wees en oor onsself kan besluit en nie oor enigiemand anders nie. Ons probeer nie ons wil forceer op iemand anders nie. Ons wil net 'n Afrikaanse kultuurgemeenskap hê waar ons besluite kan maak vir en oor onsself. En as mens dit wil hê, dan is selfbeskikking van kardinale belang. Jy kan nie wil besluit oor jou omgewing en jou gemeenskap as jy nie self ook die werk doen nie. Daai is in my opinie baie waar wat jy sê. Jy weet van ons kom sê nou buite Oranje, is daar soveel mense wat kla oor omstandighede. En soms is daai kla geregverdig, jy weet. Geen land is perfek nie. Die land waarin ons lewe is glad nie perfek nie. Maar die mense wat kla is baie selde ook die mense wat werklik iets daarin probeer verander. Jy weet, en dis waar ek baie respek het vir jou, vir mense soos jou oupa wat nou deel was van die vormingslede waar hulle alles van vooraf begin het. Hulle het gesê, hierso is ons behoefte. Dit is ten voordeel van
onsself en ons groep mense en dit is nie te nadeel Ja. teenoor enigiemand anders nie. Ja. So en weer eens, as mens soos jy ook self gesê het, baie mense as hulle aan Orania dink hulle aan rassiste en mense wat terug na dalk die ou dae toe wil gaan, wat in my opinie innigstens belaglik is, maar ek dink meerderheid van die mense is soos jy weet, dis net mense wat werklik oor hulself wil beskik, is mense wat hul eie besluite wil maak, in die strate kan stap in die 3 uur die oggend, jy weet, en daar's niks fout daarmee nie. Ja, en die vraag oor dit is 'n kultuur van 'n groep mense laat toe of iets soos dit kan gebeur of nie. Ja. En dis 100% as jy ek sal altyd geloof bepaal kultuur. Ja. Dit is ongelukkig net so want jy kan nie sonder geloof het jy heeltemal 'n ander kultuur. Met geloof het jy heeltemal 'n ander kultuur. Nou die vraag wat ek net wil hoor of by jou wil uitvind is waar trek julle dan nou die lyn? Hoe is dit nie verskriklik moeilik om dan die lyn te trek nie? Wie laat julle dan op die oomblik toe? Is dit kan jy enige persoon daar bly? Want toe ek het nou verstaan het wat ek nou al gesien het, is nie enige persoon kan daar bly nie. Jy moet Afrikaans wees, jy moet wit wees en jy moet deel wees van jy moet 'n Afrikaanse kultuur hê om jou kultuur te bou. Ja, jy's reg behalwe vir die wit deel. Okay, is Ja, dit is nie 'n vereiste nie. Dit kan ook nie wees nie want dit sou nou Dis ongrondwetlik. dis ongrondwetlik, ja. Ja. Nee, die kriteria is Afrikaans, Christelik en ja, dis die twee hoofkriteria. Dis 'n Afrikaanse Christelike kultuurgemeenskap. Dan is daar 'n ander kriteria waaraan jy moet voldoen om verblyfreg te kry. Kan jy byvoorbeeld nie 'n kriminele rekord hê nie. Natuurlik. Ja. En dis ook nou nie die Afrikaans en die Christelik is ook nie altyd 100% so toegepas nie, want as ons nou iemand wegwys omdat hy 'n ateïs is, dan kan ons hom nie bekeer as deel van ons almal se sendingsmissie van die kerk nie. So en daar's ook baie keer mense wat Engelssprekend is wat Orania toe kom en hulle word dan wel toegelaat want hulle het daai voorneme om Afrikaans te leer en deel te word van die gemeenskap en deel te word van die kultuur. So daar's uitsonderings op die op baie kriteria vir verskillende redes. Maar om in Orania te bly moet jy aansoek doen vir verblyfreg, dan is daar 'n keringproses waar jy dan nou gesê word of jy verblyfreg kry of nie. En dan daarna moet jy so 'n dag en 'n half oriëntering voltooi wat jy moet net in 'n auditorium sit en luister na Tannie Lida wat oor die Afrikaner geskiedenis en so aan en dan skryf jy so 'n toetsie aan die einde. Okay. Dis eintlik So dit nogal cool. dis maar dit is jy kom deel van 'n gemeenskap. Jy kan ook net verwag jy moet aanstap nie. Ek bedoel as jy in Amerika moet bly is daar 'n klomp vereistes wat jy ook nakom. Maar die vraag wat ek dan nou net is so ongeag jou kleur, jou kultuur en jou taal moet net dieselfde wees. So daar kan byvoorbeeld iemand wees, hoekom ek juist die vraag vra is ons wil dit duidelik maak. So jy kan swart wees of 'n kleurling wees en jy kan nog steeds daar binne gaan bly as jou kultuur, jou taal en as jy wil deel vorm van die Afrikaanse gemeenskap. Teoreties ja. Ja. Ja, daar's nou nog nie enige swart mens gewees wat aansoek gedoen het om daar te kom bly nie. Which is fair. En Verstaanbaar. mens weet ook nie altyd of hulle in die gemeenskap aanvaar gaan word nie, want die dorp se beleid en vereistes kan dalk nou die een manier wees, maar mens kan nooit vir die mense voorskryf wat om te doen nie. So dit is teoreties is dit moontlik en ek sal ten gunste wees daarvoor. Mense weet nou net nie altyd hoe so iets ontvang word nie. Maar hoe stop mens dit in 'n soos die keringproses het mos nie met die mense uit oor kom nie. Het dit? Nee. So ek probeer net verstaan So daar's 'n as jy paneel. klaar gekeer word of die mense jou aanvaar of nie. Dis nie maar net vir hoe gemaklik jy dan daar gaan bly. Ja, so dis eintlik wat jy sê. Dit gaan nie eintlik oor hulle kan jou nie daai uitjaag nie. Hulle kan nie vir jou Hulle kan jou lewe hel maak wat messed up is. Ja. Jy weet. Nee, maar soos hoor my uit, maar kom ons sit onsself in sulke persoon se skoene. Kom ons sê die Zulu stam. In KwaZulu-Natal maak 'n dorpie vir selfbeskikking. en hulle het dit. En hulle het nie 'n spesifieke dorpie nie, maar Nee, hulle self maar hulle het seker- hulle het selfbeskikking, ja. hulle beskik oor hulself. En kom ons sê hulle het 'n keringproses en ek doen aansoek en ek word goedgekeur. Ek gaan daar bly
gaan ek lekker daar bly. Dit hang innocent van my af. Jy kom Ja. nogal goed uit die weg met mense ou. Ja, ek bedoel Jy is dis- al fine is dat ek. ja, maar ek weet nie, soos as jy dis vir my ingesteldheid Ja. en solank jou ingesteldheid reg is, solank jy jou kan skoon hou, in my opinie, is dit fyn, maar daar's 'n rede hoekom mense oor hulself wil beskik. Veral as mens dit half nouer maak tot 'n kulturele groep. Ja. Jy weet, jy moet jouself omring en dis logies om jouself te omring met mense wat soos jy dink en soos jy lewe. Jy Ja. weet, dis Ja, hoekom want jy almal wil wat nie. Ja. dis hoekom almal wat Oranje toe trek, dink soos grootendeels soos jy en lewe ook grootendeels soos jy. En as ek nou in 'n selfbeskikking dorpie van die Zulus moet gaan bly, ek dink ek sal die beste daarvan maak, ek sal dit baie geniet. Ja. Daar kan jy begin, maar daai kulturele verskil dit gaan iets Want aan ek jou doen. dink as jy daar gaan bly byvoorbeeld in so 'n gemeenskap wat ek saam met mense stem saam met my, hulle moet hulle eie plek kan stig. Maar die oomblik as jy daar gaan bly en jy wil hê hulle moet soos jy begin dink, dan dwing jy jou ideologie op hulle af. Ja. En vice versa. So Ja. dis eintlik ook dit wat jy sê, hulle kan al bly, maar wat help dit jy gaan bly daar as jy nie dieselfde ideologie het nie? Ja. Want wat probeer jy dan eintlik doen? Hoekom want weet jy wat ek sê altyd? Weet jy wat gebeur hier in Pretoria in Suid-Afrika en goed? Is die verskillende kulturele groepe wat en ek praat nou nie van Christendom of so nie, maar verskillende kulturele groepe hou in elk geval op hulle eie plekke, gaan op hulle eie plekke na Ja. clubs doen goed. As jy ongeag jou kleur of wat ook al, as jy swart en wit is en julle gaan saam na 'n kerkplek toe, julle stem nogal saam oor sekere goed. Julle kan op dieselfde musiek dans, julle kan wat baie so is. En dis hoekom dit by Akademia ook werk. Dis hoekom ons verskillende rasse het by Akademia, want hulle kultuur pas, al is dit nie 100% nie, pas grootendeels ook by. Maar dit help nie jy gaan bly nou in Orania. Jy stem in elk geval met 90% van die goed glad nie saam met wat hulle doen nie. Nou probeer jy jouself daarin forceer. Dan sit eintlik jy wat vir moeilikheid gaan soek. Ja. Moeilik ek het soek. En met moeilikheid soek gebruik nie obviously soos moeilikheid soek, want dit klink asof hierdie ou nou vra om gevoeter te word. Nee, wat Maar- ek bedoel, wat ek bedoel met moeilikheid soek Ja, is as jy nie met jy die soek regte intensies jy gaan, bly ja. eintlik daar om 'n punt te bewys. Ja. Of jy bly eintlik daar om vir iemand anders ore daaraan te sit oor jou ideologie. Dis hoe Ek dink obviously tot 'n vlak soos en daar's 'n lyn wat bereik word, maar ek het persoonlik geen issue daarmee as 'n groep mense net op hul eie manier wil lewe nie. Jy weet, soos ek bedoel, die Kaap is eintlik in my brein voel dit soms soos 'n heeltemal afsonderlik. Die Kaap is besig om oor homself basies te beskik. Ja. Ek bedoel, kyk na die paaie in die Kaap, teenoor die paaie Ja. hier. Jy weet, Ja, ek kan vir die paaie in Oranje lyk ook okay. Alhoewel, ja. Fucking hell, ek Nee, voel wel, baie julle het dit. baie grondpaaie en dit lyk daarom ook goed. Ja, ag daar's baie grondpaaie aan die buitekant, maar in die dorp is dit sulke sementblokke, Ja. sulke staal versterkte sementblokke. Ja. Okay. Maar sê nou, kom ons gaan 'n bietjie aan oor iets volgende wat ek wou vra was julle bou alles en doen alles self daar. Ja. Nee, so jou kontrakteurs en almal jou mense van die dorp werk daar. Jy Ja. kry niemand van buite af of Ja, ja. nee, presies. Okay. Maar vertel, werk dit goed? Werk die mense hard? Is dit goeie arbeid? Vat dit partykeer dan 'n bietjie langer? Nee, dis baie goeie arbeid. Okay. Daar was nou die afgelope paar jaar het ons dink ek omtrent met 10 tot 15% gegroei elke jaar. En daar was mense kon omtrent elke week die koppie gaan klim en dan sien wat verander het in die dorp. So dis baie goeie arbeid, baie harde werkers in goeie werk wat gedoen word. Op die oomblik is die groei nou 'n bietjie stadiger. Dis maar die ekonomiese siklus. Ja. Want dit is somer. Wel, honestly, Noord-Kaap is vrek warm. Maar dis wat ek sê. So as iemand nie nou Ek trek weet nie. ek sal net daar dalk nie bly as gevolg van die temperatuur. Eerste ding, Ja. ek gaan nie die eerste ding, ek sal nie vir myself wifi kry nie. Ek sal vir my aircon kry. Ja, Soos nee, werklik. Ek dink Jy gaan net op 'n waiting list wees maar. maar soos jy nou gesê het, julle bou alself. Is dit soos 'n geval van julle het mense wat bou? Ja. So dis soos daar's mense wat bou en as die
mense wat kom ons sê 'n prokureur is of ek weet nie wat alles in julle dorpie aangaan oor die naweke gaan help daarso. Gebeur dit? Nee, dis bouspanne. Okay. Mense wat dit as hulle beroep het en dit doen. Daar was hierdie ou oomie, ek kan nou nie sy naam onthou nie, wat self 'n huis begin bou het. En hy het die stene gelê en die sement gegooi en alles in die fondasies gegiet. En hy het heel ver gekom en dit het hom nou 'n hele ruk gevat. En toe kom hy nou by die tweede verdieping toe BKO, die college aan Orania. Toe het hulle vir hulle studente wat nou studeer om bouers te word, hulle praktiese werk is om die oom te gaan help aan sy huis bou. Dis Ja, nice. dis cool. Ja. Dis daai tipe gemeenskap ding wat Ja. dit is. Want maar sê my die BKO, vertel ons 'n bietjie van dit. Wat doen hulle Ja. alsin? So dis die Ambag College in Orania. Ek dink hulle het begin met net 'n paar kursusse, soos ek dink landbou, elektriesien, seker goed, maar daar's nou al 'n verpleegingskursus. Ek's nie presies seker wat daar alles is nie, maar hulle het ook nou hierdie jaar 'n goeie klompie eerstejaars daar verwelkom. Daar's 3 koshuise dink ek. Ek het ons was al daar gewees. O ja, met julle skakel. By die koeks is dit. Ja, so ek was al eintlik 3 keer daar gewees. Ah. Drie keer. Ek weet ek kan nou self nie onthou nie, maar toe was ons ook daar gewees, maar is mooi koshuise ook. Dis Ja. al en is lekker kamers ook en goed. Dis baie mooi. Ja, en ek dink daai gevoel van ons het dit self gebou. Jy weet, ons gemeenskap is besig om alles hierdie wat jy sien uit te brei. Ek dink dis nogal 'n cool gevoel. Ja. Jy weet, soos soms raak ek verby 'n plek dan sê ek van, dis 'n shopping mall. Nou, skielik. Ja. Jy weet, dis soos nou die dag daai plek langs Castle Gate. Jy weet, ek ry nie elke dag verby Castle Gate hier, so dis verstaanbaar, maar dit voel net vir my dinge gebeur so. Ek kan dalk met my werk nou sê ek gaan 'n paar van hierdie plekke nou self bou. Wat jou pak hy boek kraak reg. Ek wens dit nie oor jou Sure nie. buddy. Dis wat 'n projekbestuurder doen. Jy's 'n aspirant projekbestuurder, bro. Maar Projekbestuur van die boeke. maar dis vir my dit sluit eintlik aan by my volgende vraag en jy het nou so ligweg aan al 'n paar dinge geraak wat in jou opinie nog steeds verkeerd is in Orania. Maar wat is een plek van die Orania waaroor jy wel nog kritiek het? As dit soos 'n vraag is wat ons moet uitsny, ek sal nog steeds graag verhoor. Kom ek dink. Hy moet nou mooi antwoord, want sy pa gaan met hom raas as hy by die huis aankom. Ek belangstel. Ek het dalk 'n opvolgvraag oor daai. Wat as die perspektief die jy moet vir myself as ek verkeerd is. Okay. En ek gee nou om hierdie in te hou nie, maar want vir my gaan dit oor ons ken self ook nog te min van Orania om 'n opinie te hê, so dit is net 'n vraag. Maar om so 'n omgewing te skep waar jy selfbeskikking baie belangrik wil mag. En waar dit op die ouend van die dag veroorsaak word dat sekere rassegroepe en kulturele groepe uitgesluit word, wat ons nou saam mee stem in die sin van jy mag jou eie plek gaan stig. Ja. Ons het nie 'n probleem mee nie. As jy dit wil gaan doen, doen dit. Maar laat dit nie toe dat dit in die dorp veroorsaak word dat jy ongelukkig maar mense kry wat, hoe kan ek sê, nie wat verkeerd optree teenoor 'n ander ras of verkeerd optree teenoor 'n ander kulturele gebied. Want dit is soos as jy jou kind nooit blootstel aan enige ander kultuur. Ek hoop jy hoor wat ek vra. Ek verstaan. Dis net wat ek altyd wonder. Kyk, ek wat nou in Orania groot geword het en my broers en suster en die mense wat saam met ons al groot geword het. Ek dink nie enige van ons is rassisties nie. Vir myself kan ek sê ek is nie rassisties nie. Ja. Ek hanteer elke mens op sy eie. Ek oordeel elke persoon op sy eie meriete. Ja. Ek veralgemeen nie. En ek ken Maar dis die rassiste. Christelike manier. Ja. Nou ek ken rassiste in Orania en dan kan ek vir jou sê hulle kom van Pretoria af. Okay. Ja, sien dis vir my mense is van nee, born and raised, dis hoe hulle daar groot. Nee, bro. Daar's wit rassiste, daar's swart rassiste, daar's kleurling rassiste en hulle is oral. Ja. Jy weet dit is Nee, mens gaan dit oral kry en ek kan nie met 'n skoon gewete sê dit gebeur nie in Orania nie. maar dit gebeur oral. Maar dit gebeur oral. Ja. Ek kan ook nie met 'n skoon gewete sê dit gebeur nie in Pretoria nie. Ja. Ek was soos gister iets verskriklik genoem op die pad deur 'n wit ou.
Jy weet, dit is soos Ja. die realiteit en dit mense is onder die indruk oor nee, die res van die wêreld is perfek. Hierdie groep mense wat oor hulself wil beskik. Dis amper asof al die fokus op hulle is, maar mense ignoreer net wat Ja. hier ook aangaan. Ja. Jy weet, en dis Ja. so nie net in Suid-Afrika nie, dis Ja. in elke liewe land in die wêreld. Maar ja, en ons weet dit dis oral, dis reg oor die wêreld is rasisme altyd 'n probleem, maar maak dit nie die veralgemening makliker nie. Maak dit nie dat dit makliker gebeur nie. Wat word daar geïmplementeer binne Orania dat dit nie naderhand 'n kultuurding word nie. Dat daai mense van Pretoria of van waar ook al nou, Ja. nie elke ander mens ook so begin. Dit en weer eens, dit is nie 'n vraag wat jy wil as ons jy nie wil hê dit opkom nie, maar dis iets wat Ja, ek net altyd oor wonder. Want ek ken mense wat ek altyd dink soos waarmee is jy besig? Jy tree nie nou Christelik op nie. En daai mense steek mekaar so aan Ja. by kuiergroepe en alle rasse. Soos en dit is eintlik die vraag wat ek wil weet. Is dit Nou ja, ek dink nie dis iets wat 'n deel van die kultuur noodwendig word nie. Ek dink eerder dis iets wat afskaal by 'n persoon as jy Orania toe trek. okay? Ek dink ja, ek het nog nooit enige rede gehad om enige ander rassegroep of kultuurgroep op enige negatiewe manier te veralgemeen of Ja. te kritiseer nie. En ek kan ook nie dink hoekom iemand dit sal ervaar nie. En veral nie in Orania waar hulle wat se blootstelling hulle sal kry om dit toe te laat om jou kultuur en jou persoonlikheid oor te neem nie. So, Ja. Want sorry, maar ek moet Ja. iets bylaas Herman, dan kan jy weer ietsie vra as jy het, maar ek vra hierdie vraag juist spesifiek. Ja. Soos moenie dink ek het 'n spesifieke ideologie nie. Ek vra hierdie uit 'n nuuskierigheid en vir die mense om te sien, maar my volgende vraag is wat ek al besef het, as die staat wat mense forceer om hulle idees en hulle geloof en hulle kultuur saam te forceer, by mekaar te sit, veroorsaak meer mense in 'n omgewing wat rassisties is. En dit is wat ek Ja. al, want as jy byvoorbeeld die kwota-sisteem implementeer, dan veroorsaak jy dat wat se kwota ook al daar is, Ja. maar dat die ander ras teenoor die ander ras meer konflik veroorsaak word, want jy blameer dit op iemand of jy word in hierdie tipe omgewing groot. En vir my is dit as almal toegelaat word om hulle eie ding te doen, ja. waaroor gaan jy vir kwaad wees vir 'n ander ras? Ja. Waaroor gaan jy iets teenoor hom verkeerd kan sien, verstaan? Ja. Nee, en 'n belangrike ding om by te voeg daar is in Orania is daar nou natuurlik geen owerheid wat iemand forceer om dieselfde kultuur of taal of Ja. kerk by te woon nie, want almal kom vrywillig. Niemand word ontvoer Orania toe nie. Almal trek soontoe omdat hulle daar wil wees. Nou al live Sal Willem funny ons nou in wees. ons Ja. op sy motorfiets. bike, ja. Nou gat ons. Dit is al funny geweest. Ja, nee, presies. Ja. En wat ek wil sê oor Suid-Afrika. Nee, wat ek nou wil sê oor Suid-Afrika is mens sien nie vreeslik verbondenheid of samehang van die mense of die volke in Suid-Afrika nie, omdat oor die afgelope paar dekades is Suid-Afrika al hoe meer 'n homogene kultuur. Ja. Ons is een Suid-Afrikaanse nasie, nie 11 verskillende of 12 verskillende. Soos wat hulle dit adverteer nie. Ja. Ja. Ek was nou saam met my ouers op 16 Desember in Kome toe na die versoeningsdag viering wat daar was. En president Ramaphosa maak toe baie uitdruklik die punt om te sê my pa het nou vroeër so 'n paar minute gepraat en hy praat nou oor die Afrikaner volk en Ramaphosa sê toe nee, dit is nie ek wil net noem it is not the Afrikaner nation because we're all one nation in South Africa. So daai samesmelting van al die kulture is eintlik om jou kultuur te ontken. Ja. En dit is net wat die Ja, want een kultuur gaan want die mens werk so. As my kultuur dit is en jou kultuur is dit. Nou kom ons nie lekker oor die weg nie. Een gaan die ander een moet sy kultuur aanneem om oor die weg te kom, as ek dit so kan sê.
maar jy wil nie dit hê nie. Ja. Jy wil hê daai ou met sy eie kultuur hê, hy moet kan aangaan in sy eie kultuur. Ja. En jy wil hê die ander ou moet in sy eie kultuur kan aangaan, want ek dink die enigste ding waaroor mense dieselfde wil dink op die einde van die dag is geloof. En hoe jy iemand bekeer in 'n geval is nie deur jy is deur om van die Here te vertel die Here doen die res. Ja. Jy hoef nie om te oor te forceer nie, jy hoef hom nie 'n pad te wys waar hy moet gaan of 'n manier te doen wat hy nie wil doen nie. Jy vertel hom van die Here en dis dit. Dis nie 'n Maar ek dink is menslike natuur om Ja. gemeenskap te vorm. As elke ding die Suid-Afrikaners, die Afrikaanssprekendes, die nie-Afrikaanssprekendes van Suid-Afrika wat Australië toe trek. Ja. Hulle vind hulle gemeenskap daar. Hulle braai nog steeds daar. Jy weet, daar's mense van wat die Australiese kultuur ook bietjie blootstel ensovoorts. Maar ek bedoel die mense wat Amerika toe trek, daar's ook soveel mense wat soos af in die straat bly nog 'n Suid-Afrikaner. Ja. Dan 'n paar Soos dorpies natuurlik aan, jy weet, dis normaal vir die mens Ja. om gemeenskap te soek. Ja, soos natuurlik hartseer oor al daai goeie Afrikaners wat weggaan. wat loop. Ja. Ja, 100%. Maar in ek bedoel, dis nou ook 'n debat wat op sy eie. op sy eie, maar jy weet aan die een kant ek wil sê ek voel vir hulle. Jy weet van en daar't 'n persoon wat ons relatief goed geken het wat ons ja wat ek al van kleins af ken wat altyd by die see was naby aan ons strandhuise daar het altyd die naaste ou en hy het nou vlugteling skap aansoek gedoen en hy's nou oor. En hy het met ons gepraat daaroor en daar is streng vereistes waaraan jy moet voldoen. Daar moes iets verskriklik in jou verlede gebeur het. Ja. Ek en Joe kan nie net aansoek doen om vir vlugtelingstatus nie. Ja, Jy maar weet, vir om want- 'n vlugteling te wees, moes jy actually Iets- moet jy vlug. Ja, maar Ja. maar wat ek bedoel is jy weet daar het iets in sy lewe gebeur wat verskriklik is dink ek. En dan kan ek mos nie 'n man blameer dat hy Amerika toe trek waar daar Amerika het ook maar sy onstabiele gedeeltes, maar ek bedoel ek dink daar's definitief 'n paar goed van Suid-Afrika wat heavy aangewerk kan word. Ja. Kyk net gou uit. Flikkery nog. Hy flikker nog. Nee, maar die battery flikker, maar dit beteken nie hy rekord dit enig nie. Ja, maar hy countdown, hy rekord nog. Doen hy nog? Ja, nou, daar's 'n 4, Ek maak net seker. 441, 442, 443, so Okay. rekord. Want gewoonlik flash daai rooi kolletjie. Nee, doen nie. Rooi kolletjie. Maar okay. Maar ja, ek wou net seker maak want anders te Ja, dit dis is reg. Okay, maar dis eintlik 'n goeie tyd om af na 'n bliksem. Joe, ek dink 'n ander vraag. Die venster gaan breek asseblief. Wil jy hom toemaak oop hou? As jy hom oopmaak, sit net soos die klip wat daar op die ou hou en. Sorry Willem. Die vraag wat ek wel, hierdie is die eerste podcast wat so. vandag. Sorry Willem, dis nie jou dis Maar nie normale. Kan ek my vraag vra wil jy vra? Jy wil aangaan. Ek wil net iets van die immigrasie. Okay, ja. Maar ek dink dis kom ek sê om 'n vlugteling te wees is anders as om net te immigreer. Ek wil dit net daar buite neem. Ja. Kyk, mense weet nie altyd die situasies van elke persoon nie. Ja. En ek dink mense moet versigtig wees om te dink jy weet en net versigtig te wees en te sê niemand moet oor see gaan nie. Ek dink dit half. Maar wat mense wel dalk kan sê is ek dink uit iemand wat nie weet nie, maar my opinie is dat meerderheid mense wat oor see gaan is net omdat hulle gatvol is vir die land Ja. en omdat hulle vir my is dit veg vir dit wat die Here vir jou gegee het. Jy's hier gebore vir 'n rede. Ja. Jy's nie hier gebore om net oor see te gaan nie. Of weer eens, afhangende van jou situasie, maar meerderheid voel ek mense doen dit net omdat hulle dink die gras is groener aan die ander kant. Ja, En dit presies is dit, ja. En dit is die gras is nie groener aan die ander kant. Jy het meer geld, maar jy sit met soveel ander gemors wat jy daar kan sit. Ja, maar ek bedoel my oom het geïmmigreer. Want die realiteit my neefies het groot geword in Texas. Jy weet, ek sou in Texas wil groot word. Hou die jaal, maar jy weet dis dis kan daai. Maar jy weet dis my die ding van kan ek met 110% eerlikheid ek self sê ek gaan vir 'n feit tot die dag dat ek doodgaan in Suid-Afrika bly.
Nee, Ek kan. ek kan nie. Ek kan. Okay, so daar gaan die Harry en Joe experience eindig wanneer ek skiet, bra. Dis reg. Maar Dit- jy weet, bra, dis reg, dis jou saak. as ek 'n stabiele, veilige en iets wat nog steeds eg is aan my geloof en my kultuur kan kry wat ek nie in Suid-Afrika kan kry teen die tyd wat ek 30 is of 35 is en dalk 'n gesin het en ek moet trek terwille van hulle en terwille van myself, dan sal ek dit doen. Ja, maar Hoorie, ja. wag tot ek jou vertel van Orania. Sold. Nee, maar ek maar hoor. my hele opinie Ons het Loukie daai in die Ja. soos promo sit. ja, dit is die beste werk. Maar Dan my begin laat ek jou vertel. dit sou baie goed werk. Maar my hele opinie net daar is ek dink as die Here ons gemaak het om gemaklik te lewe, het die sondeval nie gebeur. Ja. En maar hoekom ek net dit wil sê is soos ja, jy gaan dalk op jou 40. Ek dink alles is so in 'n wanbalans dat enige tyd hierdie tipe goed kan gebeur. Maar hoekom wil jy nie soos jou voorouers en soos die mense wat eers vir hierdie land geveg het, aanhou veg nie? Ja. Dis die vraag wat ek het. sal daarmee saamstem. Ek sal doodgaan vir my geloof en ek sal doodgaan om my familie en kinders te versterk, maar ek sal nie die land opgee nie. Ek dink ek sal nie in Amerika gaan bly met al hulle goed dat hulle ook mee sit elke dag. Hulle sit met baie groter probleme dink ek as wat ons sit. En dis Maar net wat dink jy van die mense wat dit dan al gedoen het? ja, ek sê mos, ek ken nie elkeen se storie nie. Ek dink dit as jou storie is net om gemakliker te gaan bly, dan stem ek nie saam daarmee nie. Maar dit is maar net my Okay. Dit is ons maar love my- kontroversiële Ja. opinies. Willem, wat is jou opinie daaroor? Oranje. Ja, my opinie is Ja, maar voordat sonder- jy weggaan, Ja. oorweeg Orania. Ja. Dit mag dalk net wees, dit Wat mag jy dalk soek. net die regte plek wees, ja. Ja, maar en weer eens ek hoor wat jy sê Joe, maar Ja. dit is ek bedoel mens moet op 'n realistiese manier ook daaraan dink. 'n Land wat my meer kwaad doen as enigiets anders. Ek sê nie Suid-Afrika is dit nie, maybe, who knows. Maar 'n land wat meer kwaad doen aan jou en jou gesin en jou geloof en jou kultuur as enigiets anders. Is dit werklik 'n land waarvoor jy moet veg? Kan ek nog steeds die Springbokke en die Proteas van Amerika support? Absolutely. Gaan ek nog steeds elke keer wat Driekus Du Plessis in die Octagon instap voor daai TV wees? Ja, Driekus, ek gaan. Ek wil net maar eerlik is as die land so sleg gaan daai mense ook nie meer kan enigiets doen nie. Ons sport en alles gaan platval as die land so sleg. al wat ek sê, gaan ek eerder in Suid-Afrika bly en 'n Volkswagen Polo ry of gaan ek oor see trek en 'n Porsche 911 ry of 'n Ek Porsche? weet- Jy gaan in Ek dink- Orania bly en fietsry. Braai, hierdie raak op 'n bemarking. Ek love it. Ja, ek Trek dink nie oor sy daai pa dans. betaal hom nie. Ja. Ek dink sy pa betaal. Kom maar. Kry kommissie. Mag ek ons so 'n bietjie hou? Ons spaar vir Harry en Joe minivan. Hoe siek Oh, sal dit nice, wees ja. as ek en Dan Joe is eendag daar Oranje. oor Oranje toe kan gaan met die Harry en Joe minivan? Dit sou actually cool wees. Hulle like joernaliste nie. Hoe voel hulle oor podcasters? Ja. Ek dink Sure. daar is nog nie baie van hulle nie, maar Ja, wel, daar's 'n goeie paar. Ja. Maar ja, nee, ek dink julle sal goed ontvang. Okay. Dit Ja. sal 'n goeie woordkens zijn. maar 'n opvolgvraag wat ek op dit wil wat ek eintlik dit pas eintlik by hierdie of jy nou oor see gaan of nie. En dit is vir my dink jy nie kyk hoe Orania was gestig vir 'n baie spesifieke rede, maar is dit omdat die mense wat Orania gestig het begin glo het daar is nie 'n ander uitweg as om jou eie plek te kry nie en te doen hulle dit, of was dit 'n ding van hulle het nie meer hoop gesien om verder te beklei in Suid-Afrika nie? Want ek dink jy kan verstaan hoekom ek die vraag vra, want dit is dieselfde rede hoekom gaan jy nie oorsee nie. Ja. Want ek glo die hele Suid-Afrika waar ek gebore is, het die Here my hier gesit vir 'n rede. En Ja. jy's in Orania gesit vir 'n rede. Jy het jou eie doel, jy het jou eie visie. Ja. Want hoekom bestaan AfriForum? Hoekom bestaan daar solidariteit? Soos Ja. hulle veg elke dag vir hierdie land. Nou ja, daar's ek wil nou daarop antwoord. Daar's 'n algemene miskonsepsie dat Orania 'n reaksie op die nuwe bewind in Suid-Afrika is. okay. Terwyl want dis nou net 'n paar Ja. jaar voor die verkiesing. Dit was al reeds aan die einde van die vorige bewind, Ja. maar dit is nie 'n reaksie op die mislukking van daai vorige bewind nie. Dis nie 'n reaksie op die nuwe bewind nie, dit is 'n reaksie op die mislukte bewind, maar omtrent 20-30 jaar al vroeër. Ja. In die 60s en 70s al was daar al hierdie behoefte geïdentifiseer dat Afrikaners 'n tuiste in Suid-Afrika nodig Ja. het waar ons oor onsself kan beskik. Yes. So
Dit is 'n ding wat al Ja. van baie lank af kom. 1994 net daarmee uitgekom. Ja, Ek nee, bedoel, eintlik wat, nie. dit was in 1991 gekoop. Ja. Jy weet, dis nie asof dit is van o, nuwe verkiesing, ons like dit nie. Mm. Ons Koop gaan 'n nie nuwe saam met die plek. res van die land lewe nie, ons trek. Nee, Dis nie wat gebeur het nie. Ja. En ek dink weer eens artikel 235 van die grondwet sê 'n groep mense het 'n territoriale reg tot selfbeskikking. Ja. Dis kom dit vir my vreemd is dat politieke amptenare 'n probleem daarmee het, maar in my opinie kan enigiemand dit doen. Hierdie was ja, episode 10, maar soos julle weet aan die einde van elke episode gee ons 'n geskenk Ja. aan ons gas en ons het hierdie episode het ons vir Willem Johannes Vaton 'n septer gekry Yo. want hy is die prins Prins van van Oranje. Oranje. So ons Net vir konteks, sy pa is die koning van Oranje. Net as jy nie geweet het. sy oupa, bedoel jy nie? Sy sy oupa wel nie meer nie. Sy Ja, oupa is- was. Ja nee, maar ek praat van soos dis Maar ja. Nee, moenie lag. Nee, maar jy is reg. Ja, maar Jy is soos reg, dis die soos 'n stuk. jy weet as Hy is ek die vorige koning, ja. ja, dis Sy beswaar. pa is nou heidaglik die koning, ja. Ekskuus vir die drama, liewe hemel, Johannes. Ek wil daarop net noem, dit is redelik duidelik ons het nou nie 'n monargie in Oranje nie en dis ook maar net omdat die boere nog altyd so vreeslike grief teen die monargie het. Ja. As ons nou kyk na ons verhouding met die Britte. Ja, so En- dit maak sin. Ja. Ons het vandag vir Prins Willem hierso gehad. Dankie dat julle ingeskakel het. Willem, baie dankie vir jou en alle sterkte vorentoe met jou graad. Ja. Stuur groete vir jou ouers en vir al die mense. As jy enigiets van ons kant af kort of nodig het vir die toekoms, ons sal definitief weer op ons pot gooi kry. Absoluut. Ons hou daarvan om die mense wat ons kry op te bou vir volgende jare en vir volgende keer om hulle weer te kry. Ek bedoel, veral as jy nou daar gaan begin werk. Dit Ja. sal cool as jy Dit weet sal om wat cool wees. wat veranderinge jy ook daar bring en so. Maar alle sterkte dan vir daai kant ook. Baie dankie. Ons is altyd bereid om die waarheid daar buite te kry en daarom kry ons mense soos jy. As jy jou pa selfs belangstel om iewers saam met ons te kom praat, sal ons dit ook waardeer. Maar dankie vir jou en sterkte met alles verder vorentoe en met die Baie studies en as jy 'n meisie kry, laat weet ons ook. Dis reg so. Wil jy nog jou grappie vertel? Ja. Hy het 'n grappie, dames en here. So Oranje grappie. O, okay. So wat gebeur as 3 Britte op 'n eiland gestrand is? Hulle maak 3 pubs oop. Weet jy wat gebeur as 3 Fransmanne op 'n eiland gestrand is? Nee. Hulle maak 3 restaurante oop. Okay. En weet jy wat gebeur as 3 Oraniërs op 'n eiland gestrand is? Hulle begin 3 politieke partye en stig 4 kerke. Nice. Yes, dis Ja, baie dit- beter as die ander. So as jy lus is vir 4 kerke en die politieke partye, gaan Oranje toe, dames en here, dit maak dalk die plek vir jou dit wees. sal-